Julle ons is in 'n reeks wat eintlik oor die hele Paas maand gaan, eintlik van April maand, waar ons praat oor die krag van die kruis in ons lewe. En vandag se tema is die kruis se oorwinning. Ons het al verlede Sondag 'n bietjie gepraat oor dit wat 'n nederlaag vir die wêreld lyk is 'n oorwinning vir die kruis en vandag vir Jesus en vir die mense. En vandag gaan ons dit 'n bietjie is ons derde tema, dit 'n bietjie meer uitpak. Want julle, dit moet eintlik gemengde emosies by ons oproep. Die gemengde emosies van die swaar kry wat Jesus gehad het. Want dit is baie meer net as die fisiese swaar kry van hy gaan gekruisig wees. Julle sal onthou, ek het gesê dat wanneer 'n ou met sy kruis begin loop, is hy die ou mens afgesterf. Dan moet hy weet sy lewe is eintlik verby, al is hy nog nie gekruisig nie. So dis die een kant van die muntstuk, en aan die ander kant hierdie ongelooflike verwondering wat ons behoort te hê oor wat die kruis vir ons bewerkstellig het as kinders van die Here. Want wat vir die wêreld na een reuse nederlaag gelyk het, julle moet weet toe Jesus gekruisig is hy gekruisig saam met misdadigers. So dis die beeld wat die wêreld gehad het. Dit was hierdie groot nederlaag. Maar in werklikheid was dit 'n oorwinning, en is 'n oorwinning oor 'n paar goeters, oor sonde, oor dood, oor die duisternis. So dit is hierdie paradoks, en ons sien hierdie paradoks nogal die heeltyd. Weet julle, in Kolossense 2 vers 15 staan daar die volgende, skryf Paulus nou in hierdie gemeente in Kolosse, dan sê hy het die magte en kragte ontwapen, met ander woorde die bose, die koninkryk van die duisternis, en hulle in die openbaar tentoongestel, en deur die kruis oor hulle getriomfeer. So wat sê ons hieroor? Dat die kruis is eintlik God se oorwinningswapen. Dit wat die skande vir die misdadigers was, raak God se oorwinningswapen. En die rede daarvoor kom in hierdie teks voor. So julle moet weet dat die gemeente in Kolosse was 'n gemeente wat verskriklik blootgestel was aan allerlei valse leerstellinge. En Paulus skryf nou hierdie brief van hulle, en dan skryf hy dit oor wat die kruis eintlik kom doen. En hy praat in 'n nogal militêre beeldspraak, wat die mense van daardie tyd baie goed sou verstaan, want hy sê hy die magte en kragte ontwapen. Die Griekse woord wat hiervoor gebruik word, was letterlik wanneer jou wapenrusting van jou afgestroop word. So hy kom sê, en dit was die praktyk van die antieke oorloë gewees, dat die ouens wat geoorwin het, hulle is gestroop van hulle wapens. So het kom Christus, en wanneer Satan lyk asof hy gewen het, kom stroop Jesus hom en sy magte van hulle wapenrusting. Met ander woorde, hy neutraliseer hulle heeltemal, en dis 'n belangrike punt om te onthou, wanneer ons kan weet dat die magte, Jesus het die magte aan die kruis, die magte ontwapen. Hy het hulle houvas wat hulle gedink het hulle oor ons as kinders van die Here kan hê, het hy weggeneem. En dan sien ons, en hy het hulle in die openbaar tentoongestel. En dis vir alle Romeinse geryk gewees, en kyk, alhoewel die Griekse taal en die filosofe almal het dit kon praat en gesels, want jy was in hogere geselskap, al het die Romeinse ryk geheers, as jy daarom 'n Grieks kon aanhaal en Grieks kon praat. Die Nuwe Testament is in die tyd van die Romeinse ryk in Grieks geskrywe, want dit was die taal van die geleerdes en die slimkoppe en die goed. Maar die Romeinse ryk het geheers, en hulle gebruike het geheers. En een van hulle gebruike is wanneer hulle 'n volk of 'n oorlog 'n weermag oorwin het, het hulle van hulle wapens gestroop, en dan het hulle so deur die dorp of deur die stad geparadeer, en hulle tentoongestel om te sê, so lyk die ouens wat ons uitgesorteer het. En hulle is met ander woorde is in die openbaar is hulle verneder. En nou kom gebruik Paulus hierdie presiese militêre terme, en hy kom sê dat die bose magte is nie net gestroop van hulle wapenrusting, van hulle vermoë om iets aan ons te kan doen nie, maar hulle is in die openbaar verneder, want hulle het gedink hulle te hou vas, en nou is daar geen hou vas nie. En deur die kruis is daar oor hulle getriomfeer. So die kruis
'n simbool van skande en van dood, word hier voorgestel as die middel waardeur Christus sy volledige, en ek sê volledige oorwinning behaal het. Julle, in ons moderne wêreld word mag dikwels aan sigbare sukses, rykdom of invloed gemeet. Maar in God se koninkryk werk dit anderster. Daar's 'n ander stel reëls wat daar aan die werk is en wat vir die wêreld baie maal na swakheid lyk. Sorg Jesus dat dit juis mense se sterkpunte en oorwinning raak as kinders van die Here. Ek onthou die ware verhaal van 'n man wat in 'n geweldige motorongeluk was en hy sou 'n professionele sportman geword. Ek kan nie eers meer onthou wat die sportman was nie. Maar daar in die herstelbed waar hy besef, nou is my sportloopbaan tot niet. Ek kan niks meer doen wat dit aanbetref. Ek is te sleg beseer. Het hy begin dink en begin planne maak. En wat op die ou einde gebeur, deur sy reistool deur, het hy 'n organisasie gestig wat mense gehelp het wanneer hulle deur so 'n traumatiese besering gaan dat hulle nie meer heeltemal 100% kan funksioneer nie, het hy letterlik 'n bediening onder hulle gehad, sodat hy duisende gestremde mense nie net gehelp het deur sy bediening nie, maar vir hulle nuwe hoop en nuwe lewe gegee het. En op die ou einde het hy gesê, ek moes 'n sportloopbaan prys gee, wat maar vir een persoon, vir myself, waarde sou hê. Nou, ten spyte van my gestremdheid, help ek duisende mense. Hy sê, ek kry sommer koue rillings as ek dit vir julle vertel. Hy sê, as ek dit nou moet opweeg teen mekaar, is daar's nie eers, ek hoef nie eers daaroor te dink of te redeneer nie. Een mens wat sy lewe kan uitleef soos hy wil, duisende mense wat gehelp het. So natuurlik was dit die moeite werd. So hy het deur hierdie ding gegaan en dit wat op die ou einde 'n nederlaag vir hom moes wees, hy moes sy lewe opgee, het sy lewe baie kragtiger gemaak daarna. En net so het God die kruis, wat die werktuig van die dood was, van die Romeinse ryk was, het hy juis die grootste oorwinning in die geskiedenis van die mensdom behaal. In Johannes 19 vers 30, wat vir ons die hele storieetjie op die ou einde byeenbring oor Jesus, waar Jesus op die ou en aan die kruis uitroep, sy laaste kruiswoord omtrent, waar hy sê, dit is volbring, dit is voltooi, nadat hy vir hom 'n bietjie asuurwyn of asyn gegee het, dan sê hy, dit is volbring. Julle, dit is net so, dit was weer 'n ekonomiese term, en ek gaan vir julle sê, dat daai ekonomiese term beteken, dit is volledig betaal. Daar's niks wat jy meer kan bydra om te help skuld vereffen nie. En julle weet mos, ons mense wil tog so graag die Here help. Met baie goeders, maar ons wil hom partykeer help met ons lewe ook. Terwyl ons 'n dankbaarheid, daar's 'n verskil om goed te probeer lewe, om God te beïndruk en om goed te lewe omdat Jesus jou klaar gered het en jy dit uit dankbaarheid doen. Daar's nogal 'n groot verskil. Die woordjie, Griekse woordjie is tetelestai, en dit is 'n ekonomiese term wat absoluut sê, skuld is ten volle betaal. As jy lening by iemand gehad het en jy dit afgelos, is die skuld ten volle betaal. Daar is niks meer om te betaal nie, dit is skoon. En dit is wat aan die kruis gebeur het. So, Jesus het nie net daai woorde geuiter om te sê, nou is ek klaar, nou blaas, want daarna het hy sy asem uitgeblaas nie. Want hy het toe sy hoof neergelê en sy laaste asem uitgeblaas. Hy het sy dood vrywillig gegee. Dis nie van hom geneem nie, sy lewe. En dit is voltooi en sy laaste asem. Dit is 'n handeling van oorgawe, van vrede, nie van 'n nederlaag nie. En julle, dit is so belangrik dat ons dit sal besef. Daar's baie mense, ons noem dit werksheiligheid. Daar's baie gelowe wat ook so funksioneer, dat hulle moet 'n sekere klomp goeie dade doen. Dis een van die dinge van Islam.
Hulle moet 'n sekere klomp goeie dade doen om hopelik, altyd onseker, om hopelik in die hemel te kan kom. Dis werksheiligheid. Ek dink daarom ek sal in die hemel kom. Ek het daarom nie heeltemal 'n slegte lewe gelei nie. Party mense redeneer so. Dan verstaan jy nog nie die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis nie. Jy kan niks bydra nie. Dis afgehandel, tetelestai, dis klaar betaal. Die woordjie, dit is voltooi, dit is klaar, herinner ons dat daar is niks wat ons kan byvoeg nie. Daai skuld is volledig. Wat so jare gelede, in vir my vorige gemeentes, was daar 'n vroutjie gewees wat so toegewyd was, maar wat iets nie gesnap het nie, en ek het dit eers later besef. Sy het gewoeker en gewerk aan die kerk, altyd op die voorste punte, voorop as daar 'n bazaar of 'n ding is sy daar, en sy het haar hart uitgewerk. Maar sy het nooit vrede beleef nie. Sy het al hierdie harde werk gedoen, en sy het nooit vrede beleef nie. Haar lewe was eintlik 'n lewe waar sy probeer het, om God of Jesus op 'n manier te beïndruk. Sy werk in die kerk, sy is by die bidure, sy is oral waar sy moet wees. En tot sy by die punt gekom het, waar sy gesnap het, dat dit is voltooi. So jy kan dink, terwyl jy al hierdie werk moet doen, is daar nooit vrede in jou hart nie. Want jy is altyd onseker, doen ek genoeg? Dink Jesus daarom, ek is alright. Wat moet ek meer doen? Geen vrede nie, tot sy eendag gesnap het. Wat beteken die woorde? Dit is volbring. Dit is voltooi. Jy kan niks verder doen nie. En toe is sy nog steeds so toegewyd, maar met die vrede van die Here, want toe is haar toewyding gebore uit dankbaarheid vir wat Jesus gedoen het. Nie omdat sy hoop, sy gaan mooi genoeg kan werk nie, om wel die kat te maak hemel toe nie. In Hebreërs 2 vers 14 lees ons die volgende woorde. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, met ander woorde die mensdom, het hy, met ander woorde Jesus, ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lang in slawerny was, te bevry. Hier is 'n paar geloofswaarhede wat baie belangrik is, en ek praat nou 'n bietjie oor Islam, want ek het net eergister geluister na goed waar Islam verskil met die Christendom, omdat hulle daar so 'n gedeelde geskiedenis, en dan is daar gedeeltes wat hulle heeltemal, ek wil amper sê, nie kan aanvaar nie. En hierdie is die een ding, hulle kan nie aanvaar dat God volledig mens geword het nie. En dis wat hierdie teks vir ons kom sê, om volledig met ons te kon identifiseer met die goed waaroor ons stoei, met die versoekings wat ons in ons lewens moet hanteer, het hy dit wat vir hom belangrik was, hy het dit nie roof geag nie, kom leer die Bybel vir ons, dit was hom nie belangrik, hy het sy goddelikheid prysgegee, om volkome mens te kan word, sodat hy 100% met ons kon identifiseer. So hy het gelewe met al die broosheid en al die beperkings wat 'n gewone mens het, sodat hy deur die dood, die een wat mag het oor die dood gehad het, dit is die duiwel, tot niet kon maak. En hier is daai paradoks wat ek van gepraat het, wat ons die heeltyd sien in die kruis en in die oorwinning. Want deur te sterf, het Jesus die mag van die dood gebreek. Want die duiwel het die dood gebruik om mense in vrees te hou. Maar Jesus het dit kom neem en dit teen die vyand gedraai. En dit is so dat, as 'n ou dink, en baie keer sien ou dit selfs in gelowiges se lewe, hulle het hierdie ongelooflike vrees vir die dood, terwyl hulle dit nie moet hê nie. Dis een van die grootste kragte wat menslike gedrag beïnvloed, is die vrees vir die dood. Partykeer dryf dit jou na selfsugtigheid, na sekuriteit, na soeke van onsterflikheid. Gedurende die COVID-pandemie was daar, en ons het
en ons het juis van hulle in ons gemeente ook, was daar verpleegsters, wat elke dag in die voorste linie teen hierdie virus geveg het. En die een het vertel dat terwyl haar kollegas soms so beangs en bevrees is, dat hulle gaan ook hierdie virus optel, omdat dit is waarmee hulle werk. Hulle moet die pasiënte versorg wat COVID het. Het sy net kon kalm voortgaan met haar werk. En sy het die volgende gesê, sy sê, dit maak nie van my so 'n dapper persoon nie. Ek is nie dapperder as die ander verpleegsters nie. Maar as kind, weet ek dat die ergste wat, as kind van God, weet ek dat die ergste wat met my kan gebeur, is die dood. En as dit gebeur, dan kom ek by die Vader uit. Dit is die ergste. So die ergste wat met my kan gebeur, eintlik, is ek kom by die Vader uit. Dan is dit nie die ergste, dan is dit nie so erg nie, om te dink, so haar verstaan van die mag van die dood wat finaal gebreek is, het gemaak dat sy kalm en rustig met haar werk kon voortgaan. En julle, dit is nogal die getuienis van baie gelowiges wat dit gesnap het. Dis nie dat hulle dood soek nie. Ek dink niemand soek hulle dood nie. Maar dit is dat dit maak hulle nie meer bang nie. As iets nou met my gebeur, maak dit my nie bang nie. Want as ek by die Vader, ek dink aan die mense wat agterbly wat hartseer sal wees, maar die angel is getrek oor 'n wapen wat die duiwel gebruik het om mense in vrees te hou. So as ons praat, ons lees 1 Korintiërs 1 vers 18 wat sê, baie interessante vers, die boodskap van die kruis is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie dwaasheid wat wysheid is, onsin. Nou, julle wat so interessant is, en julle sal nou die woord dadelik herken. Die Griekse woord vir onsin is moria. En dit is in die kom ons sê die afleiding van daardie woord natuurlik is moroon. So as jy vir iemand sê hy's 'n moroon, so dis eintlik wat in die teks staan daar. Dat die boodskap van die kruis is wel onsin vir die wat verlore gaan. Hulle dink dat die mense wat in die kruis glo, ons is morone. So absurd is dit. Hy sê, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So vir die wêreld, en dit is vandag nog so, as ek dink aan ouens soos Richard Dawkins en dit wat hulle kwytraak, dan is die boodskap van 'n gekruisigde Messias wat vir ons lewe gee, 'n absurde boodskap. Want die Grieke het wysheid gesoek in filosofie, die Romeine het mag nagejaag, die Jode het hierdie politieke Messias gesoek. 'n Sterwende Messias aan 'n kruis het vir hulle dwaas gelyk, absurd gelyk, moronies gelyk. Maar dan kom sê Paulus die volgende woorde, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Nou die Griekse woord vir krag is dynamis. Dis die woord waarvan dinamiet afgelei word. So die kruis kom ontsluit hierdie eksplosiewe krag wat ons lewens kan transformeer. Ek dink dit julle is vir my die kruks van wat gebeur as Jesus Christus jou verlosser en saligmaker word. Daar is 'n eksplosiewe krag, dynamis, wat jou lewe eksplosief transformeer. So wat vir die wêreld soos die opperste dwaasheid lyk, is vir kinders van God die diepste wysheid van God. Weet julle, ons lewe in 'n wêreld wat die boodskap van die kruis as dwaasheid beskou. En ons kan nie mense oortuig nie, maar ons kan so lewe dat die Heilige Gees ons lewens kan gebruik en ons woorde kan gebruik om vir mense te wys, maar daar's 'n ander realiteit wat sterk is en wat werklik is en wat in ons lewens teenwoordig is. En mense gaan dit raak sien wanneer daardie eksplosiewe krag, daai dynamis krag in ons lewe werksaam is en ons transformeer. Want hoe transformeer iemand? Net deur die Heilige Gees. Sielkundiges wat gedragsmodifikasie wil doen, psigoanaliste, moet jare en jare met mense werk om gedrag te verander.
Die Heilige Gees kan dit in 'n oogwink en doen dit in 'n oogwink. Ek het so baie getuienisse en stories wat ek vir julle hieroor kan vertel. Dat ek al die tyd gaan opmaak wat ek hier gesit en gewag het vir die kindertjies wat ietsie vir ons moet kom doen. Dwaasheid vir die wêreld, maar ons wat die krag, transformerende krag beleef, besef dis 'n realiteit en 'n werklikheid. Ek wil so stadig begin afsluit deur vir julle te sê, 'n nuwe begin is altyd moontlik by die kruis. So ek het miskien vandag vir jou 'n spesiale woord as jy voel jy het 'n bietjie ver weggedwaal, of jy het God teleurgestel, of dat jy het miskien nog nooit regtig 'n werklike verhouding met God gehad nie. Dan wil ek vir jou sê 'n nuwe begin is altyd moontlik by die kruis. Dis die toonbeeld van die grootste genade in die wêreld wat daar is. In Jesaja 55 vers 7, een van die mooiste beloftes in die Ou Testament, is Jesaja 55 vers 7, want daar staan, die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy genadig wees. Hy moet hom tot God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My hart raak soms so warm oor die Here wat ons dien, as ek daardie woorde lees, want dit is woorde van hierdie ongelooflike genade. So, die kruis is nie net 'n plek van verlossing vir diegene wat dit nog nooit beleef het nie, maar is ook 'n plek van herstel. Dis ook 'n plek waar jy soms die tweede keer 'n stukkie genade moet kry as jy weggedwaal het, as jy lou geraak het, dan wil die kruis jou terugroep om te sê, kom, laat ek daai verhouding weer herstel. Julle, in een van my eerste gemeente was daar 'n ou oom wat vir jare weggedwaal het van sy geloof. En toe hy op sy sterfbed lê, toe was hy oortuig daarvan dat hy was verlore. Dit was te laat vir hom. Daar kan nie meer vir hom vergifnis wees nie. Hy het te ver weggedwaal. En ek het hom vertel van die misdadiger aan die kruis en wat Jesus in sy laaste oomblikke aangeroep het. En daar was vir hom vergifnis. En Jesus vir hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En die trane het, julle, vandag slaat ek hoendervleis uit, en die trane het oor sy van sy oë en wange afgehardloop, en hy het die vraag gevra, kan dit so eenvoudig wees? Kan dit so eenvoudig wees? Dit was amper vir hom net te groot gewees. En ek kon vir hom sê, ja, dit kan so eenvoudig wees, want dit is presies hoe God se genade werk. So as jy miskien hier sit vandag en jy wil opnuut jou hart vir die Here gee, dan wil ek vir jou verseker dat God se genade en liefde vir jou voldoende is. As jy dit vir die eerste keer wil doen, is dit wonderlik. As jy net wil sê, Here, ek wil herstel dit wat tussen my en U verkeerd gegaan het, dan wil ek vir jou sê, die kruis en God se genade is genoeg. Romeine 10 vers 9 sê die wonderlike woorde, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek is, sal jy gered word. Ek gaan dit weer lees. Dis ongelooflike woorde hier. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en dan, ek dink die belangrike gedeelte, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Wat 'n wonderlike woorde. So die kruisoorwinning is nie net 'n historiese gebeurtenis 2000 jaar of nou al meer as 2000 jaar gelede nie. Dis 'n persoonlike werklikheid wat ek en jy vandag kan ervaar. God se arms is wyd en oop om jou en my te ontvang. Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat Jesus aan die kruis gesê het, tetelestai. Dit is klaar, betaal. Jy moet dit net aanvaar. So hoe werk hierdie ding, hierdie paradoks, hierdie oorwinning deur hierdie oorgawe wat Jesus gemaak het? Want dis wat ons sien. Jesus het oorwin deur te sterf.
Hy triomfeer deur te sterf. Hy het die hoogste mag gedemonstreer deur die dieptes van nederigheid. En Sondag praat ons dan oor hoe die opstanding die realiteit daarvan geraak het. Maar daai paradoks geld ook vir ons. Ons moet dit ook beleef. Ons vind lewe deur te sterf aan onsself. Ons vind vryheid deur onsself aan God te onderwerp. Ons vind krag in ons swakheid. So die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, miskien die vraag wat jy 'n bietjie selfondersoek moet doen is die volgende. Watter magte het Jesus in jou lewe al oorwin? Het die kruis die mag van skuld en skaamte in jou lewe oorwin, of is dit nog goed waarmee jy saamleef? Het die kruis die mag van vrees in jou lewe oorwin? Vrees vir mislukking, vrees vir verwerping, vrees vir die dood. Het die kruis die mag van sonde en verslawing in jou lewe oorwin? Het die kruis die mag van bitterheid en onvergewensgesindheid oorwin? Dis die bose magte wat Jesus geoorwin het aan die kruis. En wanneer ons kan oorgee aan hom, kan ons deel in dieselfde oorwinnings. Maar hoe werk dit prakties? Ek probeer regtig waar vir julle praktiese riglyne gee. Hoe werk dit prakties? Wat is ons uitdaging vandag? En dit is leef in die oorwinning van die kruis. Maar hoe gaan jy dit doen? Dit 5 goeters wat ek vir julle wil sê. Identifiseer die magte in jou lewe. Wat is daai goed wat jou gevang hou? Is dit vrees? Is dit trots? Is dit miskien materialisme? Is dit miskien 'n plesierige, losbandige lewe? Noem dit by die naam, identifiseer dit, dat jy weet. En verklaar daagliks die kruis se oorwinning. Begin elke dag deur jouself te herinner, deur die kruis het Jesus oorwin. En noem daai mag wat jou bind. Noem dit. In hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Volgende skyfie is nommer 3. Tree op vanuit die oorwinning, nie na die oorwinning toe nie. Julle, hierdie is nog 'n baie belangrike punt. Ons veg vanuit die oorwinning. Ons veg nie om nog te gaan oorwin nie. Die stryd is reeds gewen. Die stryd is voltooi, is volbring. So wanneer ons dit glo, dan leef ons vanuit die oorwinning. Ons veg nie meer asof ons nog moet wen nie. Ons veg omdat ons weet, ons het al reeds gewen. Ons veg vanuit die oorwinning. En julle deel die dwaasheid van die kruis. Deel dit onbeskaamd. In 'n wêreld vol gebrokenheid is dit die boodskap wat mense nou moet hoor. Ek lees 'n verslag, die Barna-verslag. Die Barna-groep is 'n internasionale navorsingsgroep oor kerke. En hulle het oor die afgelope klomp dekades gemeet hoe kerkbywoning al hoe meer afneem, veral onder die jonger geslag. Weet julle wat was hulle laaste bevinding? Hulle sê dat dit lyk asof die kurwe nou gebreek het en dat weer jong mense begin ernstig raak oor die Here. Dit maak my so opgewonde, want jong mense, jy kan nie vir jong mense fake nie. Hulle ryk fake valsheid 'n myl uit. En ewe skielik begin jong mense teruggryp na die waarheid van die kruis. En dan twee dienste gelede se boodskap, laaste ene, dra jou eie kruis. Jesus het gesê dat elkeen wat hom volg moet sy kruis opneem. Die pad van die kruis is nie altyd maklik nie, maar is altyd die moeite werd. Dis die pad na die ware lewe. So ek wil vandag vir jou uitdaag, uitnooi, bid, deur te sê, mag ons elkeen die krag van die kruis diep in ons harte ervaar. Dis wat op my hart is, dat ons dit sal beleef, dat dit nie net 'n intellektuele konstruk in ons koppe sal wees nie. Mag ons nooit die dwaasheid van die kruis vergeet nie, want daarin lê die wysheid en die krag van God. Mag ons dit beleef, vanoggend se tema, die kruis se oorwinning in jou en in my lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, mag ons elkeen die impak van woorde soos tetelestai verstaan. Dit is volbring. Dit is ten volle betaal. Dit is afgehandel
Daar's niks wat jy kan bydra nie. Al wat jy moet doen is om dit te aanvaar vir jou lewe. En Jesus, as daar iemand is wat vanoggend wil kom sê, maar ek wil Jesus as my verlosser en saligmaker aanvaar. Ek wil hê dat die eksplosiewe dinamas krag van die kruis my lewe sal transformeer. Dan weet ek jy sal dit doen in elkeen van hulle se lewe. Het jy miskien nodig om jou verhouding met God die Vader, met Jesus te herstel? Dan sê Jesus, dis afgehandel, ek sal dit vir jou doen. Mag ons die transformerende, eksplosiewe krag van die kruis in ons lewens beleef. In Jesus se naam. Amen.